Welkom terug by die groot kombuis en die groot papaja. En dit is so lekker om saam met chef Suzan Krousier te gesels oor papajas vandag. Ja, jy sal nie glo wat jy alles gaan leer vandag nie, maar sê eers vir ons wat gaan ons maak? Man, ek is nog steeds op my erfenisresep trein. So die kyk asseblief aanhou vir my resep te stuur. Maar hierdie het ek besluit, dis nou nie 'n handgeskrewe resep nie, maar dis seker my eie reëls te kan breek, né? Absoluut. Okay. Maar hierdie Dr. Henny Fisher van die Universiteit van Pretoria het sy eerste boek geskryf oor papajas en hy het saam met 'n papaja boer gewerk om 135. Ja. 100 of 53. Nee, is meer as 100. Ja, papaja resepte te ontwikkel en ek is so aan was Dinsdag by die boekbekendstelling, dankie. Ja. So wat ek vandag gaan maak is 'n absolute erfenisresep en ons maak papaja pampoenpoffers. En jy moet vinnig sê papaja pampoenpoffers. Papaja pampoenpoffers. Yes. Wow, dis 'n lekker tinteltong twister. Ja. So wat ek hier gedoen het is ek het botterskorsie gebak en 'n eier bygesit en dit fyn gemaak. Ja. En dit is 'n pampoenpoffer is een van daai klassieke Afrikaner resepte. Och, is dit ek bedoel, ek wil amper alles sê so bouncy is, Chico. ek wil amper sê ek's altyd bietjie pampoenpoffers is soos melktert. Elke maat hulle eie manier. Party mense hou daarvan om hierdie is self-raising meal. Ja. Elke persoon het kan op hulle eie manier van pampoenpoffers maak, bakpoeier. So ek is altyd bietjie bang om sulke baie tradisionele goed te maak, want ek is bang mense sê vir my, "Maar myne is beter." Ja, maar kyk, elkeen het sy ietsie wat hy daarby sit. Die basis bly dieselfde, maar ek dink wat hierdie dan nou uniek maak is dat jy papaja bysit. Ja, skus sout. Hoe Ja. verander die papaja die tradisionele pampoenpoffertjie volgens jou? So, hy maak sulke klein soet bursts of flavor, as ek dit kan sê. Dis amper soos chopped chips, maar dis net papaja chips. Ja, en natuurlik het papaja propvol vitamiene En Vitamiin A. Vitamiin A en C is die groot enetjie. Ja. Okay, so dan het jy nou so deeg wat so lyk. So is my pampoene, eier, self-raising, suiderpeper. Hoe lag jy? Ek het lag gesê. Ja, ek lag van die regisseur sê dis Vitamiin A en C en toe wil ek sê NEFF. Okay. En MK. En DA. Bietjie party papaja wat jy opkap. Die insit. Al die politieke partye in een pampoenpoffer. Ja, so toe het ek besluit, kom ek vat hierdie baie tradisionele erfenisresep wat Henny net so bietjie na die volgende vlak toe gevat het. O, so hierdie is 'n resep uit sy boek. Ja. Wow. Ek moet sê ek was verbaas met wat mens alles met 'n papaja kan doen, julle. Ja, dit was crazy. En hy het gesê hy wil graag die papaja, hulle hoop dat die papaja die volgende avokado word, want daar is slegs 6 werkende plase, papaja plase in Suid-Afrika. Ja. Hierdie een, en jy weet om te dink dat waarskynlik 'n Mosambiekse man het hierdie ene Met die hand gepluk. moes opklim teen die papaja boom wat al hoog soos 'n kokosneut hang, hom afgeklim het, gegooi het tot by die volgende ou, vervoer het in 'n pakhuis laat staan en verpak het. Elke liewe papaja is so spesiaal. Ja. En mens kan so baie daarmee doen. Ek meen ons het daar was slaai resepte, daar is kaaskoek resepte, daar is sop resepte. Oeg, daai Sopresepte, kaaskoek resepte, ons het 'n kedgeree geëet. Ek bedoel, maar ek kon nie gister besluit watse resep ek wou maak nie, want dit is net, daar's net te veel. Ja. Okay, julle wat ek nou hier in hierdie pot gedoen het is ons melk en suiker en dan 'n pakkie karamelpudding. Okay, so jy gaan hierdie vir my roer en dan gaan ons dit so bietjie kook. Goed. Ek gaan nou hier diep vet braai. Hoeveel tyd ons oor so, Anna? Hoeveel tyd ons oor? Andri? 2,5. O, dis maklik. Okay. Goed, maak jou klein eetlepels vol en my olie is op so 160 180 grade wat jy dit nou kan in diepvet braai. So wees baie versigtig met as jy diepvet braai. Hierdie plate van my is altyd baie vinnig. En want as jy olie te warm is dan brand jy dit, dan is die binnekant nog nie gaar nie. En obviously as hy te koud is dan trek hy nou weer die olie. Ek sien jy daai papaja in klein vierkantjies gesny en hy gaan waarskynlik so bietjie wegsmelt as jy hom nou braai, né? Ja, hy gaan. En dan maak jy daai klein vrugte ontploffingkies. Yes, dis presies wat ek sê. En
hierdie boek, die wonderlike nuus van hierdie boek se naam is Beyond the Smoothie, is dat dit verniet is. Dis gratis. Is gratis. Dit was nie verniet nie. Dis gratis. Gratis. Hy het nie verniet al hierdie moeite gedoen nie. Nee, hy het nie. Dis gratis. So ek sal die link van die boek vir julle op my sosiale media sit as jy daarna wil gaan kyk. Ja, en ietsie anders te probeer, jy weet, Absoluut. soos Die doel is regtig om 'n reg Suid-Afrikaanse vrug net bietjie meer toeganklik vir ons almal te maak, want hier's die ander cool ding, die papaya is deur 'n Suid-Afrikaner ontwikkel. Hy het 2 steggies bymekaar gesit. Ja. Die pawpaw, soos ons dit geken het, plus die papillon. Papino. Papino. Ja. Papino en pawpaw het papaya geword. Nee? En dit was 'n Suid-Afrikaanse wetenskaplike wat die 2 steggies bymekaar gesit het en toe kry ons die perfekte vermenging van soet en geurig en size. Ja, want ek dink in die 70's het die ou gesê in die 70's was die papajas nie so soet nie. So baie mense wat dit geëet het nie. Maar nou is dit 'n lekker soet vrug en jy kan soveel meer met dit doen as net in jou vrugteslaai sit. Byvoorbeeld die sade, nê, is as jy hom op die regte manier braai, dan word dit soos 'n peperkorrel wat die geurigste pepertipe spesery is wat jy op jou kos kan sit. Ja, so hierdie karamelsous moet net bietjie kook en as ek nou hier klaar gebraai het, dan natuurlik soos julle weet, dan gooi jy dit nou oor jou poffers. En jy kan dit as nagereg eet. Ek bedoel in my familie sal ons dit as nagereg en hoofgereg eet. En voorgereg. So, hier's 'n bietjie vanilla vir jou. En ja, asseblief hou aan om jou familieresepte vir my te stuur. Dit is my altyd lekker om almal se stories te deel en net lekker te gesels oor ons erfenis en oor resepte wat ons kultuur vorm. Ja, want toe stuur ons nou weer die erfenisresepte. info@grootfm.co.za of baie mense Facebook my, hulle kan my Facebook ook. Dis nie 'n probleem nie. Uit. En is jy nog geweet wat is in hierdie sous? Dis karamel, pudding, poeier, melk en suiker en bietjie vanilla. Dis al. En dan as hy nou dik word, dan gooi ons hom nou hier oor. Yes. En dan gaan ons dit nie kan weerstaan nie. Kyk, daar begin hy kook. Ja, daar begin hy nou dik word. Ja. Maar ek wil eers gou hierdie goedjies klaar braai en dan sal ek dit ek sal vir julle 'n fotootjie op sosiale media sit op ja. Verskriklik dankie Chef Suzan Krause. Baie nou hoor. En baie dankie. Toe ons mekaar vergeet. En Prof Henny en almal wat moeite doen en al die papaya boere daar buite, ons salueer julle en ons sê papaya.